Ons gesels hier in die week voor Kerstyd oor wysheid in tradisies. Hier in die week voor Kersfees is dit wys om weer 'n slag na mense ou Kersgewoontes te kyk en dit te herevalueer in die lig van ons moderne lewensuitdagings. In ons familie word daar byvoorbeeld in hierdie tyd gesels oor wie en waar en wanneer almal bymekaar kom vir ete. En ons dogters en hulle families kom die jaar die aand voor Kersfees by ons bymekaar, want hulle spandeer die volgende dag saam met die ander skoonfamilies, laat ek maar sê. En ons kleinseun wie se ouers oorsee is ook in daardie tyd hier by ons, bly by ons. En dan in Kersdag kom ons familie kring wat nou oorbly by Wilma se een suster, hulle by mekaar by die huis. En intussen het mense ook nog die uitdaging van kinders wat oorsee is. So ons seun en sy vrou is in Australië, so ergens sal ons tussenin nog 'n video oproep met hulle ook maak. So familie of iemand kan verskillende uitdagings hê in hierdie tyd. En dit is so maklik dat mense oorboord gaan met Kersfees-tradisies. En dan raak dit uitsonderlik uitspattig, dit raak duur, dit raak eintlik ongemaklik, dit raak geprogrammeerd, of eintlik sal ek sê oorgeprogrammeerd. En ek het Wilma te onlangs 'n fliek gesien waarin presies dit gebeur het, en al die chaos wat toe gebeur het, toe iemand nou net so half buite die program gegaan het. En dit my net laat weer besef, ons moet kyk na waaroor gaan hierdie program, waaroor gaan hierdie tradisies, en dit moet weer geëvalueer word, sodat die werklike essensie of die hart van Kersfees nie verlore gaan nie. Ons weet in die wysheidsliteratuur byvoorbeeld, word die waarde van materiële rykdom nooit gestel bo die waarde van wysheid nie. Dit sê nie, rykdom is nie belangrik nie, dit sê net, moenie dit bo wysheid stel nie. Hoor byvoorbeeld hoe die Spreuke-skrywer herinner in Spreuke 3 vers 13 tot 14. Dit gaan goed met die mens wat wysheid gevind het, wat insig as sy deel ontvang het, want dit bring meer winste in as silwer en lewer 'n groter opbrengs as goud. Dit is met ander woorde belangriker om Kersverwagting te omskep as 'n geleentheid vir regtig autentieke ervarings. En dit sluit aan by die idee van vloei, oftewel flow, as jy die boek wil gaan nagaan van Mie Csikszentmihalyi. Dis 'n toestand waarin 'n mens volkome betrokke en gefokus is, en waar aktiwiteite intrinsieke vreugde bring. So wanneer tradisies eenvoudig en betekenisvol is, dan kan families hierdie tyd as 'n vloei ervaring beleef. 'n Gevoel van vervulling wat die ware waarde van Kersfees uitlig. Dit is immers kwaliteit tyd wat ons saam met mekaar kan begee. Leef geïnspireerd.